Baie hartlik welkom ook aan ons aanlyn kykers by hierdie geleentheid. Dis Sondag 26 Oktober, 20ste Sondag in Koninkrykstyd en in ons gemeente is dit die 6de Sondag van ons reeks alledaagse gebed. Ons leer die psalms vanoggend, spesifiek dan nou Psalm 62, 'n gebed van vertroue waarin ek en jy genooi word om uiteindelik in God se stilte te kom rus, om te kom rus by God, in God en by hom stil te wees. So net om die gedagtes te verfris, verlede week het ons saam asem gehaal. Psalm 150 gesê alles wat asem het, moet die Here loof. Vandag raak daardie asem so 'n bietjie stadig. Die lof word stil en ek sê in Psalm 62 net by God vind ek rus. Uiteindelik beweeg ek van lawaai na luister, van klank na stilte, weg van myself na God. Met dit in gedagte, vriende, kom ons lees dan vanoggend Psalm 62. Psalm 62 van die eerste vers af. En ek wil hê jy moet tog baie duidelik oplet dat daar iets pertinent staan oor hierdie Psalm heel aan die begin. Vers 1 vir die koorleier, en dan baie belangrik, 'n belydenis. Ons het nou al agtergekom dat in baie van sy psalms, hierdie is ook van Dawid, is daar klaagliedere, is daar gebede, maar hierdie is 'n belydenis. En wat sê daardie kort belydenis in vers 2? Net by God vind ek rus, van hom kom my redding. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek vas en stewig staan. Hoe lank wil julle almal nog beskuldigings bly slinger en my probeer doodmaak, 'n man wat reeds is soos 'n muur wat wil omval, 'n klipmuur wat omgestoot word. Hulle probeer my uitwerk, hulle skep behaag in leuns, met die mond seën hulle en die hart vervloek hulle. Nou hoor jy weer, net by God vind ek rus, want op hom vertrou ek. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan. Vers 8. God is my redding en my krag, hy is my rots, my sterkte, God is my toevlug. Vertrou altyd op hom, my volk, stort julle hart voor hom uit, hy is vir ons 'n toevlug. Vers 10, mense is verganklik, mense is niks, op 'n skaal wys hulle geen gewig nie, saam is hulle minder as niks. Vers 11, moenie op geweld vertrou nie, roof sal jou niks in die sak bring nie. As jou rykdom toeneem, moenie dat dit jou te na aan die hart lê nie. En dan die mooi samevatting vers 12-13. Een ding het ek God hoor sê, nee, twee, dat net God mag het en 'n mens net op u Here kan vertrou en dat u met elkeen handel volgens sy verdienste. Psalm 62, as ons daarna luister, dan hoor ons die Here se woord baie duidelik wat sê, net by God vind ek rus. Soos ek reeds gesê het, die Psalm begin met 'n belydenis. Dis nie 'n klaaglied nie. Net by God kom ek tot rus. Net by God vind ek rus. En as ons na die Hebreëus hier kyk, dan help hy ons nogal en hy sê, rus beteken, en julle moet nou mooi hoor, om stil te word binne in stilte. Om stil te word binne in stilte. Want ons soek baie keer stilte sodat ons kan praat. Ons gaan in stilte in ons binnekamer in en ons rus nie in daai stilte by God nie. Ons raak aan die praat. Die rus waarvan Dawid praat, wat hy sê, ek net by God vind ek rus,
sê hy, dis wanneer ek stil word in God se stilte. Want om innerlike stilte te hê, hier, en uiteindelik ook in jou maag. Ons is kopmense, ons is hartmense, en ons is gutmense. En hierdie stilte, hierdie rus in God se stilte, is wanneer ek die kop, die hart en die gut kan stil kry, en daar 'n innerlike stilte is, van waaruit ek vertrou. En baie keer sê ek vertrou die Here, maar my kop hou nie op nie. Of ek sê ek vertrou God, maar my hart klop in my keel. Of ek sê ek vertrou God, maar ek sit met die knop op my maag. Dawid sê as ek by God rus vind, dan lê dit in vertroue, en dit lê in stil word in God se stilte. Daar moet 'n inner peace wees. Waar my kop, in my hart, en my gut in lyn is, en belyn is. Dawid se wêreld lees ons, dit laasweek ook gelees, vorige week ook gelees, toe ons 63 gelees het, Dawid se wêreld is alles behalwe rustig. Psalm 55, hy word omring deur mense wat hom aanval. Psalm 55 self sê, dis nie sy vyande nie, dis sy medebroers en susters, wat saam met hom in die tempel was, wat saam met hom aanbid het, wat saam met hom die Here geloof het, die mense van wie hy dit die minste verwag het, is die ouens wat hom in die rug steek. So sy wêreld is rustig. Hy word omring deur mense wat hom aanval, wat hom beskuldig, wat hom beledig. Hy sê dit vanoggend, Psalm 62 weer. Maar wat maak hy? Hy kies hierdie belyning. Van rus in sy kop, rus in sy hart, rus in sy gut. Hy vlug nie. Sy stil word is geloof. Een van die kommentatore sê hieroor, net by God is daar rus in 'n reddelose situasie. Dit wat mense na kyk en sê, ons kan niks doen nie, dis daar waar die rus kom. So, as jy gedink het, rus by God, rus in God se stilte, is ietsie passief, ongelukkig nie. Dis 'n aktiewe oorgawe. Daarom sou mense so mekaar kon sê, Dawid sê, ek los die beheer, Here, U is my rots. Ek los dit by God. Hier is stilte, hier op my maag is daar stilte. Kom kan Dawid dit sê? Want in die tweede plek moet ons vir mekaar sê, vertroue groei binne 'n verhouding. So kom hy pragtig sê, net hy is my rots. Net hy is my toevlug, my redding, my veilige vesting. En as jy die Psalm lees, dan hoor jy, hy sê dit aan mekaar. Hy herhaal dit aan mekaar, soos 'n refrein, begin en eindig met dieselfde woorde. Hoekom? Want hy sê, geloof is nie wat jy glo nie. Geloof is in wie jy glo. Wie is die fokus van jou geloof? En daarom sê hy, net by God vind ek rus. Daar moet ons 'n slag. As ons oor die wêreld praat, na die getuisterdes,
bietjie hulle raak sien. Want daardie mense vertrou op God. Hulle kry swaar, maar hulle gaan lê nie. Hulle weet God is hulle rus. Nou wil ek weer sê, om rus en om in God te rus, beteken nie alles is reg nie. Maar dit beteken, ek is veilig, al is niks seker. Maar die ongelooflike, is dat daar wat ons verder help met 'n derde ding, hy sê, stilte bring ook helderheid. Sê dit in vers 9, vertrou altyd op hom, en dan hoor ons alweer iets van in die ander psalms, stort jou hart voor hom uit, gooi jou bekommernis op hom, werp jou onrus op hom. Dan is daai aktief, dis daai beweeg, dis daai van ontslaa raak. Nou wil ek hê die stilte en die praat met jy hoor, staan nie teenoor mekaar nie. Hulle is nie mekaar se opponente nie. As jy wanneer daar stilte kom, wanneer daar besinning kom, wanneer daar belyning kom, dan kan jy uitstort. Dan kan jy werp. Dan kan jy gooi. Want wanneer ek by God stil word, dan hoor ek eers myself. En dit kom tot stilte. En dan praat God, wanneer ek stil word. So, daai stilte is nie 'n leesstilte nie. Dis 'n vol stilte. 'n Vol stilte waar? In die stilte. Daar's 'n volle aanwesigheid. Daar's 'n volle teenwoordigheid. Daar's 'n presence. Daarom sou ek aanbeveel dat jy jou hardekopie Bybel saamvat en nie jou selfoon nie. Want die kans dat jou selfoon jou uit die teenwoordigheid en uit die aanwesigheid en jou present wees benadeel, is baie goed. So jy moet ook daar wees. Nie net daar sit nie, en sê nou sit ek in stilte by die Here nie. You need to be present in God's presence. Ek sê weer, jou kop, jou hart, jou gut, jou hele mens wees moet belyn wees, dit moet daar wees. As jy net 'n stuk liggaam wat daar sit nie, dit is jou totale mens wees. Wat aanwesig is waar? In die aanwesigheid van God, wat teenwoordig is in die teenwoordigheid van God. Anders stap jy daar uit en jy sê, nou wat het nou gebeur? So Dawid sê, dis daai tipe rus wat vir my nuwe lewe bring. Hierdie digter gaan lê nie. Hy vertel vir ons van die rus wat hy by God gevind het, en hy waarsku ons. Dawid waarsku ons. En hy sê, pas op vir die nutteloosheid van die vertroue op die eie ek, op die self. Pas op vir jou eie ekkerigheid. Wat maak dat die teenwoordigheid en aanwesigheid van God mis.
Ek wil julle met iets snap hier. Daarom is rus nooit die einde nie. Nou weet ek, dit smokkel nou in jou kop. Maar kom ons haal rus en ons sê vir mekaar, rus en slaap is bietjie iets anders. Want ons eindig 9 uit 10 keer ons dag met slaap. En dan sê ons gaan rus. Wat nou nogal goed is. Maar die belangrike is om te sê, jy funksioneer vanuit rus uit. So in die wetenskap vraestelle partykeer ook nogal belangrik. Is dit ding in beweging of is dit uit rus uit? So wat sê dit? Rus is nie die einde nie. Rus is die begin. Ek rus in God se stilte en vanuit daardie rus, vanuit daardie stilte funksioneer ek. Net by God vind ek rus. Weet wat beteken dit in jou lewe? Jy leef uit vrede, eerder as paniek. Mag ek en jy verstaan, dat ons vir 'n slag net weer onthou en die waarheid toeëien wat sê, dat ons is God se geliefdes, wat ons harte oopmaak, sodat ons God se oorvloedige, oorvloeiende liefde kan beleef en ervaar. En dat ons elke dag ten volle gevul word met daai liefde. Is ek vanuit rus beweeg. En dit stel my in staat omdat ek vol is, dat ek hierdie liefde kan deel in wonderlike, maar ook in moeilike verhoudings. So om by God te gaan rus, en ek weet ek, Dawid praat baie keer oor God as sy toevlug. Maar om by God te gaan rus, beteken nie, jy vlug weg nie. Dit beteken nie, jy onttrek nie. Om te rus, is deelname aan God se ritme van liefde. En hier kom die verrassing. Jy rus nie, omdat jy moeg is nie. Jy rus, omdat jy veilig is. Is baie van julle wat mamas is. Dan het julle huilende babietjies tot stilte gekom. Hulle is so styf vasgedruk as teen ons bors. 9 uit 10 keer raak hulle aan die slaap natuurlik. Maar daai hartklop van ma, wat sinkroniseer met die hartklop van baba, bring uiteindelik belewenis van geborgenheid, van veiligheid. Dit gee my nuwe lewe. En hoe wil ek tog hê jy moet iets verstaan ook uit Psalm 62 van Jesus. Want as ons terug is by die kruis, dan moet ons vir mekaar sê dat Jesus beleef ook die reddelose situasie van Dawid in Psalm 62. Jesus het ook die vyandigheid
van mense beleef. Hy het die skande van die kruis beleef en nie daarvoor teruggeduins nie. Ook Jesus bly op God vertrou. En ook Jesus vind rus in God. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Uiteindelik, Vader, in U hande gee ek my gees oor. So wanneer jy nie weet hoe om te rus nie, nou daai mooi lied. Skou die heiland, sien die kruis, die hemelvors verag verguis, vir my het hy hom daar laat hang. Hy leef, hy sterf, in my belang. Die een wat aan die kruis rus, leer ons om ook in die lewe te rus. So Psalm 62 bring my terug na eenvoud. Seker een van Koos Du Plessis se kortste liedjies, maar seker een van die meer sinvolle. Hy sê eenvoud is die vreugde van die lewe. Dis neem en eet net wat daar is. Dis dankbaar eet van elke stukkie brood wat liefde is. So pas op vir al die goed, al die godsdienstige goed, en die goed van God, waarmee jy jouself besig hou. Net by God vind ek rus. Nou weet ek, dit klink soos 'n cliché, but let's get back to the God of the things, and not to the things of the God. Kom terug by God, dis wat Dawid sê. Dis wat die Here vandag sê. Opsukkel met oplossings, met mense, met plannetjies, met allerlei skemes. En ek weet die volgende wat ek nou sê gaan baie moeilik wees, maar dis nie ons. Net by God vind ek rus. Nie deur te verstaan nie, maar deur te vertrou. En dis vir ons ongelooflik moeilik. Ons is linkerbreiners. 1 and 1 is 2. Moenie vir my sê X plus Y is Z nie. Ek wil weet wat is X en ek wil weet wat is Y. En jy moet sê wat is Z. Anders is sukkel ek. So om te rus, is nie verstaan nie. Is vertrou. En om te rus in God, is om te leef met sy liefde. En mag hierdie rus jou hart anker, jou hart. Mag dit jou denke kalmeer. Mag dit jou asem suiwer. Mag die kol, die knop op jou maag wegvat. Sodat jy van kop tot tone vol vrede kan wees. Kom ons word bietjie stil.
Here, leer my om stil te word. Nie uit moedeloosheid nie, maar uit geloof. Here, U ken vandag my worsteling. U weet vandag waaroor is ek bang. U is bekend met my krankhede, my siekte, met my onsekerheid. Daarom vra ek, laat Heer U liefde deur my vloei. Mag ek U stilte beleef as rus. En mag ek in U rus U liefde vir my ervaar. Amen. Vriende, net die volgende in terme van ons koninkryksgebeure. Ek wil net graag die volgende onder die aandag bring. Ek besef dis die 26ste Oktober, maar kom ek sê maar betyds vooruit. Nagmaal by die Huis DV donderdag 6 November, 10:00 die oggend. En dan hier by ons in die gemeente die 9 November die oggend 9:00 het ons dan saam nagmaal. Dan herinner ek my net weer aan my selfoonnommer 083-654-0806. Is baie welkom om vir my te skakel of 'n boodskap te los en dan kan ons daarvan nog verder werk. Dan belangrik, julle sal ook van môre af weer geleentheid kry met die WhatsApps om julle self ook in te oefen in hierdie rus by God elke oggend. En dan maak ons volgende week die reeks klaar met Psalm 4. So ek wil regtig nooi om Psalm 4 so lank te lees. Ons gaan spesifiek fokus op vers 9 wat sê, nou kan ek maar rustig gaan slaap. Ou vertaling het gesê, die Here gee dit vir sy bemindes in hulle slaap, te vergeefs hulle vroeg opstaan en laat gaan slaap. So, volgende week maak ons dan klaar met Psalm 4. So vir almal van julle, 'n baie geseënde week, mag dit goed gaan en ons praat DV volgende week. Totsiens.